Ons groet ook ons aanlyn kykers by die geleentheid vanoggend, Sondag 23 Maart 2025, die derde Sondag in lydenstyd. En ons dink vandag saam na oor een van Jesus se kruiswoorde wat uit Psalm 22 uitkom. Maar ons gaan kyk bietjie na Psalm 22 self. Ons vra vir mekaar, maar wat wil Jesus ons daaruit leer? Kom ons dit dan ook sy uitroep aan die kruis, wanneer hy in van sy uiterste angs aan die kruis hang. So ons gaan saam lees uit Psalm 22, uit die aard van die saak, die Psalm met 32 verse. So ons gaan dit nou nie alles kan saam lees nie. So ek wil tog vra, wanneer jy tyd het, gaan sit rustig en lees die Psalm. Hy deel in twee baie, ek wil hom sê logiese dele, vers 1 tot 22a en dan 22b tot by 32. Ek gaan so 'n stukkie van elkeen lees van die twee dele net om te haak en dan uiteindelik vir mekaar te sê, maar waarmee is ons dan besig? Waarheen is ons op pad as ons vanoggend hierdie woord van die Here hoor? So kom ons lees dit, Psalm 22, die eerste vers sê die volgende: vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die dageraad. Belangrik, Psalm van Dawid. Tweede vers wat ons almal ken. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en die antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. En dan sê Dawid, maar wie's God? Hy sê, U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Dan as jy verder gaan en jy lees vers 7 tot en met 22a, dan hoor jy wat beleef Dawid alles. Wat gaan deur sy binneste? Wat is die worstelinge waarvan hy vra God hom dan uiteindelik moet verlos? En hoe kom hy homself op God beroep? En dan die laaste gedeelte van vers 22 begin en sê, U het my gebed verhoor. En dan hoor jy 'n ander styl, jy hoor langer sinne wanneer Dawid praat. Hy sê, ek sal tot eer van die naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys. Die hele wat die Here dien, prys hom, vereer hom, nageslag van Jakob, betoon hom eerbied, nageslag van Israel. En dan hoor vers 25, hoekom die loflied? Die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet en sal die wat na die wil van die Here vra om prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, mense, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Net jy moet hier gou hierdie dingetjie mooi hoor. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. En dan is vers 32 begin hy met 'n beklemtoonde die, met ander woorde hierdie volgende geslag. Die volgende geslag sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Dubbelpunt, die Here het dit gedoen.
So ek wil vir jou vandag sê, ek en jy sit hier as gevolg van die realisering, die werk en die waarword van vers 31. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. En dis wat ek dan sê, ons moet in lydenstyd daarby uitkus om te sê, die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig, die Here het dit gedien. Dis waarvoor ek en jy uiteindelik geroep word. Dis uiteindelik waarvoor Christus sterf, sodat die wonder en die verlossingsdaad van God, wat aan 'n kruis gebeur het, wêreldwyd verkondig kan word, dat dit van geslag na geslag oorgedra word. En dat ek en jy vir mekaar sê, Jesus se aanvanklike uitroep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat, speel 'n bepaalde rol om my en jou te help om hierdie getuienistaak dan ook na te kom, soos wat die Here van ons vra. Vriende, as 'n mens die tyd het, en ek wil jou weer nooi, asseblief, lees Psalm 22 rustig op jou tyd. As jy enigsins deur middel van die elektronika of die tegnologie kan lees in 33 en kan lees in 53, 83, self die 2020 vertaling sal jou kan help. Die boodskap is die psalms lees daar ook in. So gaan werk net met hierdie psalm en kom agter, dis baie meer as net die bekende tweede vers wat ek en jy ken. Maar uiteindelik, Christus as 'n kenner van die skrif, iemand wat die woord van die Here ken, roep in sy grootste benoudheid en sy uiterste angs aan die kruis, roep hy tot sy Vader en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik moet ons mekaar sê, 'n jammerlike hulpgeroep wat die eerste gedeelte van hierdie psalm inlei. Nou ek en jy moet vandag vir mekaar sê, ons beleef dit. Daar's tye wanneer ek en jy voel, maar waar's God? Hy's ver, hy het ons verlaat. Ek spot altyd so by die huis se bejaardes, as ek daar aankom en ek hoor hulle sing daai mooi lied in die liedboek. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan nou? Wel 'n mens baie keer en hulle weet ek is stout, dus ek sê, maar die Here is hier, hou nou net op, maak of hy nie is nie. Maar ek wil vanoggend sê, daar is sulke ervarings. Kom ons gee erkenning daaraan, en ons sê vir mekaar, daar's tye wat die Here by ons is, wat ons dit nie agterkom nie, wat ons dit nie raak sien nie, wat ons nie sensitief is nie. Ons het so 'n eksistensiële krisis in ons lewe, dat ons net nie die Here by ons raak sien nie. So, kom ons sê vir mekaar, die groot realiteit van die lewe is, daar's mense wat sekere tye van hulle lewe beleef en ervaar, dat die Here ver is. Dat dit voel of hy hulle verlaat het. Dat dit voel of hy hulle in die steek gelaat het. En dan pleit ek kantaantekening, moenie hulle dan bepreek, asof dit wat hulle deurgaan nie 'n realiteit is nie, maar laat hulle toe om daardeur te werk en te ontdek God is by hulle. Verskriklik belangrik. Kantaantekening, onthou dit nie. As iemand vir jou sê, die Here het my gelos. Maar jy moet 'n bietjie dieper saam met my gaan kyk. Kom ons hierdie woorde van Jesus so insiggewend. Why is it that the words, my God, why did you forsake me? Why is it so important? Spesifiek vir Jesus. Ek weet net jy moet iets verstaan hiervan. En dalk verstaan jy vir die eerste keer in jou lewe die sleutel van Psalm 22 en van vers 2. Onthou nou net baie mooi, daar is niemand anderster in hierdie ganse wye wêreld, in die skepping, wat 'n verhouding met die Vader beleef het, soos wat Jesus Christus beleef het. As jy Johannes gaan luister en jy gaan lees Johannes 1, of nie Johannes nie, jy lees die Johannes Evangelie, en jy hoor hoe Jesus praat oor die verhouding tussen
tussen hom en die Vader. Ek en die Vader is een. Ek en die Vader sal by jou kom woonplek maak. Daar's 'n ongelooflike intieme verhouding tussen Jesus en die Vader. So nou sê ek weer, ek en jy kan op daai stadium, toe Jesus dit uitgeroep het, niks ontken van hoe seer dit vir hom was, as gevolg van sy intieme verhouding met die Vader, as om daar te hang tussen hemel en aarde. So neem dit net in ag, dat vanuit hierdie intieme Vader-Seun verhouding kom hierdie woord. En uiteindelik is die waarom wat hy vra, nie soseer 'n poging om te sê, wat is die rede vir my lyding nie? Hoekom hang ek hier tussen hemel en aarde nie? Nee, dit gaan uiteindelik daaroor dat hy besef, hier hang ek tussen hemel en aarde as die sondelose lam van God. En in my hang aan die kruis identifiseer ek met die sonde van die mensdom wat ek gaan dra. As die Seun van God, was daar by Jesus op daardie oomblik aan die kruis geen twyfel meer oor wat maak hy dan. Kom ek vat jou terug, nou waar hy in Getsemane gaan bid en gesê, as dit moontlik is dat die beker by my kan verbygaan, laat dit gebeur, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. So wanneer hy hier aan die kruis hang, dan besef hy, maar dit wat hy daar gebid het, laat u wil geskied, is nou besig om te gebeur. Thy will be done. Ek is aan die kruis. En daarom is dit vir hom swaar. So uiteindelik sê hy, ek identifiseer met julle. As die sondelose, as the one without sin, he is carrying the sin, the weight of the sin of the whole world. 2020 vertaling sê dit pragtig. Hy sê, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. En as jy 2 Korintiërs 5 daaroor lees, dan sê hy in die 83 vertaling, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons wat deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. So verstaan nie, as hy dit uitroep, dan sê hy, ek identifiseer, ek vat dit, ek doen dit wat van my gevra word. Ek voel die felheid van die mense se sonde las wat ek dra, voel ek ten diepste aan die kruis aan, terwyl ek hier hang. En nou wil 'n mens vir jouself sê, vanuit 'n intieme verhouding met die Vader, tot wie anders sou Jesus sy hulpgeroep uitroep, as tot sy Vader, as tot God. Dis wat ek en jy baie keer doen. As jy Psalm 146 sê van, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, as hom alles wil begewe, vlug tot God, sy toeverlaat. Ek en jy beleef van ons lywe, dat op baie keer net God is met wie jy kan praat. Dat almal jou gelos het, jou vriende jou in steek gelaat het. Het was net God. So ons grootste oomblik vir ons, is sy enigste toevlug, sy Vader. Een met wie hy intiem leef. So wat gebeur? Die wanhoop gaan oor na hoop in die heiligheid van God. En ek wil weer hê, jy moet iets ontdek van God. Wie is God? En as gevolg van wie hy is, sal God nooit iemand
wat na hom roep, en wat hom vertrou, en nie steek laat nie. En daarom dan die aangrypende van 22b wat sê, U het my gebed verhoor. Wie's God? Ek sal jou nie in die steek laat nie. En dan sê ek weer, as jy van vers 7 af verder lees, dan kom jy agter hoe die vyand met Dawid gehandel het. Wat Dawid aan die hand van sy vyande beleef het, wat diep seer gemaak het, liggaamlik, emosioneel. Hy gebruik nogal die ding, en hy skryf dit later, dink ek, by Jesaja ook, wat hy praat van, ek is maar 'n wurm. Ek is maar 'n wurm. En iets daarvan sê, ek is hulpeloos, ek is broos, en hierdie bespotting van die mense, en dit wat hulle met my doen, veroorsaak net nog verdere seer. En as jy dan hierdie as 'n messiaanse psalm wil lees, dan moet jy vir jouself sê, maar ek hoor iets van Jesus op pad Golgotha toe. Ek hoor iets van die lagende uittartings van die priesters en die leiers en die verbygangers. Die bespottings wat ons Here op die kruisweg ervaar het. Dawid sê, ek voel dit aan my lyf. En daarom 'n pleidooi om hulp aan God, wat nog altyd die helper was. En ek en jy weet. Ek en jy weet in ons eie lewe hoe die pendulum, dit wil swaai van wanhoop na hoop, van hoop na wanhoop, van wanhoop. Want ons leef in bepaalde omstandighede, ons leef in bepaalde situasies. So dit raak moeilik. Maar God haal ons telkens uit die put van wanhoop uit. Psalm 40, hy het 'n vaste rots onder my voet gesit, sodat ek in die slijmerige modder kon trap, en ek uit die gat uit kon klim, en ek hierdie selfe loflied teenoor God kan sing, wat weer vastigheid onder my voete gekry het. Maar wat gebeur? Wat gebeur? Dawid beleef hoe hy deur die vyand omsingel is. Hy praat onder andere van die beeste van Basan, wat met hulle horings seermaak en boelie en daarop uit is om die slagoffer te verslaan. Die ontvlugting lyk onmoontlik. Die vyand word uitgebrei, en daar word gepraat van hulle as roofdiere, as leeu's. Nou, ons laasweek vir mekaar gesê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na almal om te verslind. So dis wat gebeur het. En as jy dit nou al gewaag het om van die Jesus films te kyk, of iets wat uitbeeld wat gebeur tydens Jesus se tog op pad na die kruis toe, dan sien jy mos nou die vyhandigheid van die skare. Die goed wat hulle sê, die stamp, die stoot, Jesus wat val, wat gegeesel is, wat stikkend is, wat flenters is. Vyande wat gretig is om te verslind. En dan onthou ons sy belewenis voor die kruis, wanneer hy regmaak om in Jerusalem in te gaan. Wanneer hy so oor Jerusalem kyk, en hy begin huil. So as jy maar net vandag so verstaan het, wat is dit wat nodig is vir jou verlossing? So hierdie goed breek die Here Jesus se hart. Daar staan onder andere dat sy tong kleef aan sy verhemelte vas. So daar's diep dors, wrede mishandeling. Selfs hier lees ons al oor loting van klere. So hier is desperate hulpgeroepe, uitroepe van hulp. Ek en jy vandag vir mekaar, sal dit mense Christus verwerp, sal God nooit ver wees. En daarom is het my belangrik dat ons by die tweede gedeelte van die Psalm uitkom, by vers 22b tot 32, wat dan uiteindelik begin, as jy hom so gaan deel, dan sê, U het my gebed
verhoor. Alles wat ek in vers, kan ek maar sê vers 2, want vers 1 sê ons nou nie, dis 'n Psalm van Dawid en watter wysie dit is en wat. Maar van vers 2 tot en met vers 21a stort Dawid sy hart voor die Here uit. Hy's rou, flenters, stikkend. Hy praat in die mees opregte taal met God en hy sê, want dis net wat ek beleef. Dis waartoe ek gaan. En dan is daar hierdie, julle moet dit reg, dit werk in Afrikaans so mooi, dat hy praat nog in die eerste gedeelte van vers 22 oor die vyande, en dan kom hierdie sin, U my gebed voor. So, daar's 'n duidelike verskil tussen die tweede helftes van die Psalm. Eerste helfte, Psalms is 'n sinnetjies, is sulke kort, bondige stellings, amper soos iemand wat hyg na nood, iemand wat swaar kry, wat asem nood het. Maar hier van vers 22, 23 af, lekker lang sinne, waar die spreker vry is, waar hy los is en verlos is van sy pyn. Al wat hy nou beskryf, as jy in die tweede gedeelte van die Psalm is die vrug van dit wat hy as lydende deurgemaak het. En dis ook hoekom ek en jy opgeroep word om te sê, maar ons het 'n lewe, hoekom? Op grond van dit wat die lydende knegt van God aan die kruis deurgemaak het, en daarom kan ons niks anders doen as lof en aanbidding vir die God wat vir ons verlossing gegee het. Dit word so mooi gesê as hy sê, die nood van die hulpelose het hy nie gering geskat nie. Hy het dit nie geïgnoreer nie. Hy het dit nie ontken nie. Inteendeel, hy het uit die nood, hy het die hulp geroep, na hom gehoor. En hy het dit geantwoord. Langsom het iemand gesê, dink aan my, as jy in die paradys is. En hy het gesê, vandag sal jy saam in die paradys wees. So Jesus hoor die hulpgeroep. So wat vra die Here van my en jou, wie se hulpgeroep hy gehoor het? Hy vra bewustelike reaksie op die seëninge wat voortspruit uit dit wat in hierdie Psalm gebeur het, oor dit wat aan die kruis en die leë graf gebeur het. Dis wat ons moet leef. En is interessant, hy praat oor die armes. Hy praat oor die mense wat verleë is oor hulp. Maar hy sê uiteindelik, dis vir almal. Die omvang word wyer. As die mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer, alle volke sal hom as koning erken. So iewers wil ek hê jy moet iets verstaan van die missionale impak van hierdie Psalm in die wêreld. Dan sê ek weer, kom ons dan terug na vers 31, 32 toe van die geslagte wat vertel, dis wat die Here gedoen het, wat aanhou, wat nie ophou nie. So natuurlik dink ons aan die lyding van die Here Jesus Christus. Wat gebeur het, was baie erg. Maar die vrug daarvan, die opstanding, die lewe wat gekom het, dit moet die wêreld in, dit moet van geslag tot geslag oorvertel word. Dit moet oorgedra word. En as ek en jy vandag hier sit, en ek en jy sit hier en ons sê vir mekaar, ons is na die kruis, ons leef na die kruis van Jesus, dan moet ons vir mekaar die volgende sê, Jesus se hulp geroep aan die kruis is gehoor. Hy's geantwoord en hy's vertroos en hy's versterk. Hoekom? Sodat wanneer ek en jy uitroep in angs en nood, ons kan weet, ons hulpgeroep word gehoor. Daar word erkenning gegee. Dit word nie gering geskat, ontken of geminag nie.
Ek en jy word vertroos. Net soos God in 2025 is hy ingestel om te luister na die geroep van mense in hulle tyd van benoudheid. En hy versuim nie om te reageer nie. Hy sal hulle wat hom aanroep nooit onbeantwoord laat nie. Kom, ek gee vir jou tyd om stil te word. Here, ons wil vanoggend bid dat mense oor die hele wêreld U sal erken as die Here. Dat mense tot bekering sal kom. Dat volke U sal erken as die Here, want die koningskap behoort aan U. U heers oor die volke. Mag die rykes en die armes, mag almal U erken as die koning, alle mense, sterflik en verganklik. Mag ons voor U kom kniel. Mag ons U dien. En mag ons vir die volgende geslagte vertel wat die Here gedoen het. En mag die krag en die nalatenskap van ons getuienis ook die inspirasie wees van die geslagte wat kom, teenoor die wat nog gebore moet word, om van hierdie verlossingsdaad te getuig, dat Jesus die Here is, dat God dit gedoen het, en dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Maak ons getuies, maak ons deel van U missionale werk in hierdie wêreld, om 'n verskil te maak, om te gaan verkondig, dit is wat die Here gedoen het. Amen. Vriende, ons koninkryksnuus net die volgende. Ek wil herinner, ek is môre in Pretoria, dan Woensdag, Donderdag, weer in Potchefstroom, dan sluit die skole Vrydag, is bietjie vakansie, vir die mense wat skool gaan, paas en maas kan ook so bietjie rus, en dan is ek self van dan af met vakansie, alhoewel ek wel die eredienste die 30ste en die eerste Sondag in April sal waarneem. So belangrik, dis hoe die week lyk, volgende Sondag, die 4de week in lydenstyd. So ek wil jou ook herinner, maak maar gebruik van die selfoon boodskapdiens 083-654-0806. Jy mag dalk as jy vir my 'n boodskap stuur, klaar sommer 'n antwoordjie kry wat vir jou sê, dankie dat jy my gekontak het, of jammer dat ek nie nou met jou kan praat nie, antwoord my dan net terug, skryf dan net vir my ietsie en sê vir my, maar maak asseblief gebruik van 083-654-0806. Vriende, ek wil vertrou dat as daar van julle is wat aanlyn is, wat nog iewerster dalk weg is vir die lang naweek, dat julle veilig sal terugreis na julle onderskeie bestemmings, en dat hierdie volgende week ook vir julle 'n geseënde week is,
Ons bid ook vir ons onderwysers en ons leerders en almal wat ook dalk in hierdie week nou ook met vakansie gaan, 'n geseënde rustyd toe en mag julle uiteindelik ook in hierdie tyd, en dis nou nie in die skoolvakansie nie, die Paasnaweek, Goeie Vrydag, volg eers na die skoolvakansie. So ons gaan steeds voort om na te dink oor die leiding van die Here, waar ons uiteindelik dan op Palm Sondag by mekaar sal wees. Mag die Here ons ook dan op sy besondere manier lei en mag julle sy nabyheid beleef en ervaar. Groete aan ons aanlyn kykers tot 'n volgende keer.